In 1823 by 'n skool in Engeland het 'n klomp seuns sokker gespeel. En een van die seuns tydens die wedstryd gryp die bal en hy staan op en hy begin om met die bal te hardloop. Die seun met die naam van William Webb Ellis het vir ewig die spel sokker verander. En dit het gelei tot die ontstaan van die spel soos ons Suid-Afrikaners dit vandag ken, rugby. So 202 jaar gelede tel 'n man 'n bal op wat veronderstel is om net rondgeskop te word. Hy dink anders hieroor en 200 jaar later is rugby 'n wêreldbekende sport. Wat het hier gebeur? Hy doen nie onmoontlike. Hy doen wat glad nie binne die reëls van die spel was nie. En alles verander. Romeine 12 vers 2 leer ons van iets amper soortgelyks aan dit wat William Webb Ellis gedoen het. Hy het nie gelyk geword en gedoen soos die spel dikteer dat hy dit moet doen nie. Hy het 'n nuwe spel gekies, 'n totale verandering, 'n totaal nuwe manier van dinge doen, totaal nuwe reëls. Niks wat voorheen was meer van toepassing gewees nie. En ons lees hiervan in Romeine 12 vers 2, 'n baie interessante vers. Die Engels sê, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind." Die Afrikaanse vertaling sê daai selfde vers, Romeine 12 vers 2, en ek lees uit die 53 vertaling. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die vernuwing van julle gemoed. Wanneer ons lees uit die boodskap vertaling uit, dan spreek hy dit so aan, hy sê die boodskap vertaling, laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy, dit is Jesus wat hiervan gepraat word, van julle verwag. Manier van dink, your mind change. En dit bring my by ons woord vir Woensdag. Ons woord vir Woensdag is die woord wat daar in die Grieks gebruik word, deur Paulus in Romeine 12 vers 2, vir vernuwing, to change your mind. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord anakainosis. Anakainosis. Die woord anakainosis word so in 3 dele opgedeel. Die eerste deel, ana, beteken die weer, iets wat weer gebeur. Dit impliseer ook 'n terugkeer na 'n vorige toestand. 'n Terugkeer na die oorspronklike bron, die oorspronklike toestand. Die middelste deel van die woord anakainosis, die kaino, beteken maar nie net dat iets nuut gebeur nie, maar die kainos verwys daarna dat die aard, die kwaliteit van hierdie iets nuuts in sy hele wese verander. Dit is 'n vars nuutheid. Dis 'n onbekende nuutheid, 'n beter as ooit van tevore nuutheid. En dan kry ons die laaste deel, die ousis van die woord anakainosis, wat vir ons 'n baie interessante sleutel hier gee. En dit is eintlik 'n werkwoord, maar wat dan in aksie oorgaan. So ons kan sê, dis die werkwoord wat hier in 'n selfstandige naamwoord verander word. En dit wys vir ons daarop dat hier 'n voortdurende proses is. Met ander woorde, as ons na die vernuwing van jou gedagte, to renew your mind, wat hierna verwys word. As ons daarna kyk, dan beteken die woord anakainosis, dat dit is 'n proses om weer iets heeltemal nuut te maak, en dit so te herstel na 'n beter,
'n oorspronklike, 'n voortreffelike tipe toestand van nuutheid. Sokker na rugby. Ek vra jou, het Christus jou al so aangeraak dat die spel, die lewensspel, heeltemal verander het? Jy speel nie geestelike sokker met net nuwe reëls nie. Jy staan nie maar net in die wêreld met net weer 'n nuwe manier van om in die wêreld te wees nie. Nee. Om in Christus te wees en om deur die Heilige Gees vernuwe te word, beteken dat die spel wat jy speel in totaliteit verander het. Jy het nou die geestelike rugby verkies, as ek dit so kan stel. Jy's in 'n span, jy's in 'n gemeente ingebou, en soos wat daar posisies op die rugbyveld is, het jy 'n posisie wat jy beklee in jou plaaslike gemeente, waar jy een doel voor oë het, en dit is om die geestelike wedstryd te voltooi en om die wedstryd te wen. Om die wedstryd te voltooi en die wedstryd te wen. Ek vra jou, het jy al die proses van anakainosis ondergaan? Het jy al by die punt in jou lewe gekom, waar Christus deur die wedergeboorte jou nuut gemaak het, waar die reëls van die spel werklik vir jou verander het, waar jy werklik anders dink oor dinge, want jy is nou anders. Jy is waarlik wedergebore. 'n Laaste gedagte oor die woord anakainosis is dat daar's net een ander plek in die Nuwe Testament waar hierdie woord voorkom. Kom ons gaan kyk daarna. In Titus 3 vers 5 rig Paulus hier 'n brief aan sy disipel Titus. En in vers 5 sê hy hierdie pragtige woorde. Hy sê, He saved us, dis 'n verwysing na Jesus, not because of righteous things we had done, but because of mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Vernuwing deur die Heilige Gees. Anakainosis word gedryf deur wie? Die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees, die God van Gees, wat vir ons hierdie nuwe lewe gee. Die boodskap vertaling gebruik die uitdrukking, hy sê daar, God het ook deur die Heilige Gees nuwe lewe aan ons gegee. Dis die Heilige Gees wat jou trek na God. Dis die Heilige Gees wat jou nuut maak. Maar God kan doen as jy saamwerk. Is jy gered? Is jy gehoorsaam aan die Heilige Gees? Het jy waarlik jou lewensspel verander? En is die Heilige Gees besig met jou, sodat jy die wedloop kan voltooi, sodat jy die doel kan bereik? Kom ons bid saam. Heilige Vader, U is almagtig, U is heilig, U is groot, U is die Heer van die Here. Ek bid dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, opnuut sal besef dat U met ons besig is en dat U ons gedagtes wil vernuwe, sodat ons nuut dink, maar ook nuut sal wees. Dankie, Heilige Gees, dat U ons help om dit te doen, sodat ons U wil kan ken in ons lewens. Amen. Totsiens.